Goeiemôre almal op die reg begin. Goeiemôre almal, vanoggend ek groet julle in die wonderlike naam van ons koning Jesus. Amen. Jy weet of apostel en pastor Susan baie dankie sê vir die geleentheid van vanoggend. Ek het uitgesien na vandag van ek het 'n afspraak met die Here vanoggend. Ek het die Here gevra, Here, kom U vanoggend. Nie my wil nie, Here, maar U wil vanoggend. Here, verander ons vanoggend, Here. As ons gekom het, Here, om te kom kyk net my God. Here, verander ons harte. As ons gekom het om te oordeel vanoggend, Here, vergewe ons, my God. Maar laat ons vanoggend kom, Here, om die naam van U groot te maak, Here. Die naam wat bo alle name is. Die naam wat was en wat is en wat sal kom. Dieselfde naam vanoggend wat nooit verander nie. Dis wie God is vanoggend. En hy is vanoggend hier teenwoordig. Familie, ek wil vanoggend vir ons die boodskap. Ons weet ons tema vir hierdie maand is Blessed Assurance. Blye versekering. Vanoggend staan ek hier met die versekering van God wat lewe. Ek staan vanoggend hier omdat ek vir die volk kan sê, ek is verseker van iemand vanoggend. Iemand wat ons deurde. Iemand wat ons aan die hand vat. Wanneer die pad moeilik raak, as ek verseker vanoggend van 'n God. Ek mag onseker wees van baie dinge vanoggend. Ek is onseker van 'n Here wat lewe. Ek is onseker vanoggend nie, want jy ken hom. Ek ken hom vanoggend in al my weë. En vanoggend weet ek dat die Here is vanoggend hier vir elkeen van ons. En vanoggend met
boodskap hang uit. My boodskap is vanoggend uit Eksodus 15 vanaf vers 22. Exodus 15 vers 22. Daarom het Moses die Israeliete laat wegtrek van die Selfsee af en hulle het uitgetrek na die woestyn Seir. Hulle het toe 3 dae lank in die woestyn getrek en geen water gekry nie. En hulle het in Mara gekom, maar kon die water van Mara nie drink nie, want dit was bitter. Daarom heet die plek Mara. Die murmureer van die volk teen Moses en sê, moet ons drink. En hy het die Here aangeroep en die Here het hom 'n stuk hout gewys. Dit het hy in die water gegooi en die water het soet geword. Daar het hy vir hulle 'n insetting en 'n verordening vasgestel en hulle het daar beproef. Baie dankie. God sien sy geleesde woord vanoggend. En weet ek dan, ons ken die storie van die Israeliete wat moes gevlug het uit Egipte uit. Ons weet dat al hoop wat hulle gehad het, was die Here. Hulle het gevlug en hulle kom by die see aan. En hulle dan, wat ek kan doen nou? Want die see lê voor en die vyand is agter. Maar die Here kom en die Here kloof die see in twee. Die Here kloof die see in twee. Hy maak 'n weg waar daar gelyk het asof daar geen weg is. Hy kom en hy sê, hulle gaan droogvoet deur. En toe hulle so terug kyk, toe sien hulle hoe maak die see weer toe. Toe hy openbaar hy homself as die God wat beskerm. Die God wat hulle dra. Hierdie God neem hulle deur dit. Hulle besef en hulle begin die Here te loof. Hulle begin die Here te prys. En dis baie keer wat ons as mens doen. Ons loof die Here en ons prys die Here wanneer dit met ons goed gaan. Wanneer dit gaan dat ons kan sê, Here, U is 'n awesome God. Ons sing lofliedere tot eer van die Here, want dit gaan goed met ons. Die Here was goed. Ons wil van elke mens hier buite vertel van die goedheid van God. Want dit gaan goed met ons. Terwyl dit goed gaan, kan ek nog sê, God is goed. Dat het dieselfde met die Israeliete gebeur. Dat het goed gegaan, toe loof hulle die Here. Hulle sing, I will serve no foreign God. Hulle sing, hy is 'n awesome God. Hy is die God wat ons deurgedra. Hulle wil die Here se naam net groot maak. Hulle sê, daar's geen ander naam as die naam van Jesus. Want dit gaan goed. Maar vir 3 dae kom hulle by Mara aan. En daar's geen water. Die water wat daar was, is bitter. En hulle kon dit nie drink nie. Hulle soek vir water, maar hulle kry dit nie. En hulle vergeet van die God wat hulle deurgedra het. Hulle vergeet dat in my Mara tyd moet ek die Here nog steeds aanbid. In my Mara tyd moet ek nog kan steeds sê, yes, Jesus loves me. Wie van ons wil vanoggend sê, die Here is lief vir my in my Mara tyd. Wanneer ek met my siekte kom, wil ek nie sing, hier is die healing nie. Wanneer ek kom by wat ek nie kos in my kas het nie, dan wil ek nie sing, hier is my provider nie. Dan wil ek nie, want ek mag gee, soos wat die Israeliete gaan mag gee.
vergeet. Familie in ons lewens is dit presies dieselfde. Ons memoreer wanneer dit nie met ons goed gaan. Ons memoreer as daar nie kos in die huis is. Ons het moeilik omdat ons kinders op die pad stap waar ons wil hê, hulle moet stap. Maar ons vergeet, as manne en vroue van die Here, kan ons opstaan en in ons huise sê, Here, ek en my God, ek en my huis, ons sal die Here. Ons kan loop in ons huise en ek kan die woord van God verklaar, al gaan dit moeilik. Dankie Here vir die kos wat ek nie vandag het nie. Dankie vir die geld wat ek nie vandag het nie. U is nog steeds dieselfde God. U is nog steeds die God wat my gegee toe ek ook niks gehad het. Ons vergeet die ander tye toe ons niks gehad het. Toe kom hierdie selfde God vir ons deur. U mag vanoggend sê, jy verstaan nie. Jy verstaan nie waardeur ek gaan nie. My vriend, ek verstaan. Ek weet waardeur jy gaan. Want ek kom aan deur. Ek kan julle getuie vertel. Vir 2 maande gaan het moeilik met my gesin. Vir 2 maande sukkeloos. Maar een ding weet ek. Vir daai 2 maande kon ek voor die Here lê. Vir daai 2 maande was hy my provider. Ja, dat was miskien nie vandag kos in die huis nie. Maar vanaand besorg dan het ons geëer. Dis wie God is. Hy het my nog nooit teleurgestel nie. En hy verander nie. Hy verander nie omdat jou situasie verander. Hy bly dieselfde. Vanoggend wil ek vir julle bemoedig. Soek die Here in jou maag. Ken hom in jou maag. Baie kere is dit moeilik as ons in ons maag is. Te sê, Here, ek weet nie wat ek kan doen nie. Maar ek kan sê, Romeine sê, alles werk ten goeie weer. Vir die wie hom lief het. En omdat ek die Here lief het, die koskas kan lees wees, die geld kan ja wees nie. Maar omdat ek God lief het, nee, kan ek God sê, die is wat die sal doen. Hy sê, ek as die Here moet wees, ek is die sterke God, ek is die ewige Vader, ek is die vrede God. Mense, julle kan staan, dan kan ons sien, Here prijs. Mense kan sê, ag Here, wie is sy? Ek gaan hom wat jy sê wie ek is. Ek is 'n kind van God. Ek staan in die autoriteit van my Papa. As my God gesê het, hy sal voorsien, dan voorsien. As my God gesê het, hy sal my huis verander, dan kom ek in lyn met die woord van God. En hy verander my omstandighede. Hy verander my huis. Hy is wie hy sê hy is. Hy gaan nie terug nie. En dan blessings. Ons verwag allemaal blessings van die Here. Oh, maar as ons moet insit vir die Here. As ons moet gee vir die Here. As ons moet ons tiendes na die huis van die Here te moet bring. As dit nie so lekker nie. Maar as God sê, ek maak die hemelse vensters vir jou op, dan verwag ek, dat blessing moet op my val. Vanoggend wil die Here hê, ons moet in gehoorsaamheid kom. Die Here wil vanoggend hê, ons moet besef, dat jou mare is jou plek, waar
as jy God ontmoet. Ek sê gisteraan sê ek vir hulle die huis in. Ek sê ek bid elke dag vir 'n Mara situasie in my lewe. As dit my tot by God kan laat gaan. As dit my op my knieë kan hou, dan sê ek dankie Here vir nog 'n Mara wat na my toe kom. Ek mama geleef die oomblik toe Moses uitroep na die Here. Toe verander die Here die water wat bitter was aan soetheid. Ek kan nie vanoggend bereid is om uit te roep na die Here. Verander hy vanoggend jou situasie. Hy maak ons vanoggend nuut. Dis 'n versekering wat God vanoggend hy verseker ons vanoggend van sy liefde. Hy verseker ons, ja, man en vrou kan sê dat mekaar lief. Maar as daar tye van moeilikheid kom, dan wil of die man uitstap of die vrou wil uitstap. Maar God se liefde is verseker. God se liefde verander nooit. Dat bly dieselfde, ongeag of die situasie is. Ek kan vanoggend die Here dank. Ek kan die Here dank vir elke Mara in my lewe. Want ek het 'n versekering dat God saam met my is. Ek het 'n versekering waar hy sê, al gaan ek deur 'n dal van doodse skade weer, hoef ek nie bang te wees nie. Want ek is verseker, die Here is saam met my. Die Here van die weerstande, hy dra met my. Ek is verseker van God se woord in my lewe. Hierdie Mara bring my tot 'n gebed by God. Hierdie Mara bring my dat ek kan sê, Here, ek weet nie waar die kos vandaan kom nie, maar I will serve no God. Here, ek weet nie vanoggend hoe en wat om te maak in my situasie nie. Maar Here, een ding weet ek. Die woord sê, as dan sou die vryboom nie blom. En dan sou ek geen vrug gedra. Nogtans kan ek nogtans kan ek in U vanoggend die Here. Al is daar ook die kraan, 'n beeste in ons skade. Ons kan nog steeds die Here. Een ding van God. Hy's nie 'n mensekind dat hy vir ons sal. Hy gaan nooit terug op sy woord. Hy is dieselfde. Die mooiste van alles is, in my maagtyd leer ek om hom te aanbid. Ek leer om hom te aanbid. Nou kan ek sing, because he loves me, I can face tomorrow. Maak nie saak of my môres hoe lyk nie. Ek kan sing, omdat ek weet dat God is 'n God van sy woord. Ek kan sing en ek kan staan en ek kan sê, Here, deurgedra. Deur die storms van die lewe. Ek nie my deurgedra. U sal my deurdra. U sal my hou, Here. U sal my hou, omdat my vertroue aan U is. Ek kan vanoggend sing, trust and obey. Oh, there is no way. Here, ek kan vanmôre na U uitroep en sê, hy is dieselfde. Dat is wie God doen, wat God doen. Terwyl ek in my maag dood is, dan leer die Here ook van my. Hy bou my karakter. Weet julle, dat het van my die meeste getref. Dat in my maagtyd maak God van my die persoon wie hy wil hê ek. En wie ek wil wees. Hy breek my stukken. Hy is die pottebakker en ek is die klei in sy hande. Hy maak my stukken. Nou weet ek nie. Julle verstaan nie wat ek sê. Julle verstaan nie die Here breek my. Hy bou my na die beste beeld van hom. Hy beste gee my die beste.
het hy my gewys wie hy kan wees. My karakter gesteegd. Ek is 'n nuwe mens. Ek dink daar is 'n song wat sê, I will fight my battles on my knees. Soms wil ons probleme na ander toe vat. Soms wil ons vir ander mense gaan sê, bid vir my. Maar die Here soek vir oggend vir my en vir jou. Hy soek 'n persoonlike verhouding met hom. Hy situasie geskep. Ja, dit is 'n lekker situasie. Ja, dit is moeilik. Ja, ek en my kinders is so lekker nou met mekaar nie. Of ja, Here, jy verstaan nie. Hy verstaan. Hy het daai situasie geskep dat hy kan uitroep na hom. Dat hy vir jou kan wys, miskien het jy nog nie die kragtige hand van die Here gesien nie. God wil jou wys wie hy is. Halleluja. En daarom moes hy 'n situasie skep. Soms is dit sê ons moet as ouer mense vir ons kinders. Net jy wil nie hoor nie. Ek het jou gewaarsku, jy wil nie hoor nie. Hoeveel keer waarsku die Here ons dat ons nie hoor nie. Dan gaan ons aan op ons eie kragte. Ons maak staan op alles wat ons het. Net so. Maar soek hom nie. Nou dink die Here, okay, ek het gepraat en ek het gepraat en die slaan nie aan nie. Kom ek sit op die situasie voor jou neer. Nou besef ek, Here, op my eie sal ek dit doen. Nou besef ek, Here, ek kan dit ook nie. Ek kan nie vanoggend na die apostel uitroep. Ja, die man van die Here staan net bid vir ons alles. Maar vanoggend is dit ek en u, Here. Ek en u alleen. Ons is geneig soms van ons ander mense blameer, soos wat hierdie Israeliete van Moses blameer. Ek wil sê, as sê na, hy aan mekaar en volkie dorp rond, maar sy kan nie ook kyk, hoe gaan het en sy het ook nie sê, hy sê, Here nie vir haar, hoe gaan het met my nie, en bla bla bla, so gaan het aan jou dag, maar met Here so. Pleks van sê, Here, ek bang myself in die situasie voor jou. Sy sê mens, sy moet my situasie verander, Here, u moet daar gebruik, ja. Maar u, my God, het ek nodig in die situasie. Dis wie God is. Dis wie God vanoggend is. Jy weet, ek dink gister aan daarom dat wanneer ons is geneig om, as ons iets het, as ons baie daarom, ons hou het vast op. Ek gaan sit so maar versekering op my huis neer, want my huis is van my baie belangrijk. Of my kar is van my baie belangrijk, soos neem versekering op die kar uit. Ek neem so my lewenspolisse uit, want as ek moes nog doodgaan, dan kan op 'n lewenspolis wees, en dan daai. Maar elke dink aan, wanneer ek 3 maande nie my lewenspolis betaal nie, dan verval hy. Wanneer ek nie my kar betaal nie, sy polis betaal nie, dan verval hy. Ek kan gisteraan, maar wanneer ek die versekering van God het, dat verval nooit. Die versekering van die Here bly dieselfde. Sy belofte bly dieselfde. Dat verval nooit. Ons as mense kan met ons harte teen die muur staan. Maar ons hoef nie vir altyd te wees nie. God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see, but He will make a way. Dit is waar ek glo vanoggend. Familie, miskien sit ons vanoggend hier. En ons dink, ja, dit is maklik vir haar, want sy het anders of sy het dat en sy het dat. Dat ken jy my nie. Dat weet jy nie waar ek kom, die is van die gemeente wat weet wie ek is. Same size waar jy is. Al ding is, ek kan die Here vertrou aan alles. Al wat ek het, is God, as 'n standvastige rots by wie ek skuil. Thank you, Lord. En vanoggend wil ek hom aan die Here voorstel. Waar is die naam nou? Kan
is 2 glazen water. Ja, vanoggend kan ek die Here aanbeveel. Dat in my maag is hy daar. Hy maak 'n weg waar dit lyk asof daar geen weg is. Hy verander my situasie. Wanneer dit lyk, daar's niemand vir my nie. Dan kom die Here en hy verander die situasie. God wil vanoggend elkeen van ons se situasies verander. Hy wil vanoggend vir ons nuwe dinge doen. Vanoggend wil ek hê kan ons die water drink en vir julle sê hoe smaak die water. Glad die lekker. Dat is die situasie vanoggend lyk. Dat lyk nie lekker nie. Dat lyk vanoggend of u dit gaan maak nie. Dis bitter. En u weet vanoggend nie wat ek kan doen nie. Maar vanoggend het ek iemand om voor te stel. En sy naam is Jesus. Thank you, Lord. Ek kan vanoggend sê hy is wie hy sê hy is. Vanoggend gaan ek hou in daai glas ons. Smaak baie beter die baas. Daai water wat hy nog gedrink het, is suikerwater. So, dit is soet. Die Here vat die bitter situasie en hy verander dit in soet. Yes. Wanneer ons uitroep na die Here. Vanoggend wil die Here hê, u en ek moet uitroep na hom. Miskien sit u vanoggend hier en u wonder, Here, wat het dit met my te doen? Ons almal gaan deur situasies. Ons almal gaan deur dit. En ons almal is sterk genoeg om te kan sê, ek ken die God van my heiling. Veral as dit moeilik gaan. Yes. Maar vanoggend wil die Here hê, u moet na hom toe kom. Ek maak vanoggend 'n uitnodiging. As u weet vanoggend, u het die Here nodig. As u weet vanoggend, die situasie is bitter. God, u moet dit vanoggend vir my sterk maak, soet maak. God is vanoggend hier om die situasie aan te raak. As iemand is vanoggend wat nie die Here ken nie, wat weet ek sit in 'n situasie, Here, maar ek ken u nie.